Goeiedag, liewe vriende, baie welkom. Ook so in ons tyd saam waar jy mag stil word en dalk 'n bietjie asem skep terwyl jy so die dag begin. Of wanneer jy ook al vir jou ruimte inrig om stil te word. Ons is saam met mekaar in Petrus se brief en ons sluit hierdie eerste hoofstuk se gedeelte af. Ons lees vanaf vers 22 tot 25. Nou dat julle in gehoorsaamheid aan die waarheid gereinig het, om mekaar as broers ongeveins lief te hê, moet julle mekaar dan ook van harte en vurig lief hê. Julle is immers weergebore, nie uit verganklike saad nie, maar uit onverganklike saad. Die lewendige en ewige woord van God. Die skrif sê die mens is soos gras in al sy pragt, soos 'n veldblom, die gras verdor en die blom val af, maar die woord van die Here, dit bly vir ewig. En hierdie woord is die evangelie wat aan julle verkondig is. Julle word opgeroep, ons het daar in vers 15 en 16 gehoor, dat julle moet heilig wees, want God is heilig, en dan hoor jy hierdie tweede imperatief, hierdie oproep, uitnodiging, bevel, hoe julle mekaar moet lief hê. En ons ken phileo wat broederliefde is, en ons ken agape liefde, wat hierdie liefde het, wat God vir ons het, deur opofferend van aard te wees, om homself leeg te maak. En dit is baie interessant, hierdie liefde, as hy praat, julle met mekaar vurig lief hê, dan moet julle mekaar soos julle met mekaar met hierdie agape self opofferende liefde lief hê. En dan herinner hy hulle dat hulle wie hulle is. Hulle is immers uit onverganklike saad wat ewig is hulle daaruit lewendig, as hulle weergebore, nuut gebore, opnuut weergebore. Dink aan die gesprek met Nicodemus, waar hy nie kan verstaan hoe dat 'n mens weer in die skoot van jou moeder kom nie. En Jesus eintlik verduidelik hoe jy totaal en al nuut gebore word deur die Gees. En dan die vergelyking dat hoe die mens eintlik maar tydelik is, soos 'n veldblom en gras is, maar hoe dit kontrasterend staan, of hoe dit teenoor God se ewigheid en sy onverganklikheid, as ons weer daar terug kyk na die vorige gedeelte, onverganklike erfenis. En hierdie is die woord wat aan julle verkondig is. En dit is wie julle is, en dit is wie julle moet onthou, en dit is wie julle ook gaan wees in hierdie wêreld. Julle gaan mekaar van harte vurig lief hê. Te midde van 'n klomp leuns wat die res, hulle bure, hulle Romeinse en Griekse bure, oor hulle sê en hulle mee bombardeer. Dan word ek en jy eintlik deur Petrus ook uitgenooi dat ons net koersvas onthou wie is ons, en ook waartoe word ons geroep, om mekaar soos God lief te hê, mekaar vurig lief te hê. En nie daarvan af te wyk nie. Mag die Here ons ook daartoe in staat stel. Dankie o Here, dat U ons nuut kom maak het, dat ons uit onverganklike saad nuut gebore is, weergebore is, en dat ons weet, Here, dit is 'n ewige en onverganklike belofte en woord, dat ons daaruit kan leef. Maak dat ons ook so mekaar sal lief hê, soos U ons lief het. Amen. Seën vir jou, ons gesels weer. Mooi bly.